Maandag 21 September. Daar is min rigting op Amerikaanse markte vanoggend, na Wall Street Vrydag weer laer gesluit het. Ek is Tinus de Jager en hier is wat oornag gebeur het, wat nou aangaan en wat die kennis verwag gaan vandag op die markte gebeur. Dit lyk nie of daar enigheid oor 'n inspuiting vir die ekonomie bereik gaan word voor die Amerikaanse verkiesing nie. Die Demokrate en Republikeine sukkel om ooreenstemming te behaal oor wat nodig is. En die dood van 'n regter in die hoogste hof daar gaan moontlik die fokus skuif na 'n plaasvervanger, eerder as om dit op die ekonomiese verknorsing te hou. Toekomswysers vir die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq is al drie onveranderd vanoggend. Die Australiese aanwyser vir alle aandele is 0,5% laer. Die Australiese beurs is nou naby aan sy laagste vlakke in 3 maande en kennis daar wys na negatiewe sentiment in die VSA as verduideliking. Europese markte was in die rooi Vrydag met die FTSE 100 en die DAX wat 0,7% sak. Die CAC 40 in Frankryk was 1,25% laer. Die Nikkei is 0,2% hoër vanoggend, die Shanghai sak 0,41% en die Hang Seng is meer as 1% laer. Op die geldmarkte vanoggend koop 1 Australiese dollar R11.91, dis 7 sent meer as Vrydagoggend en 1 Nieu-Seeland dollar koop R11.02. Die Amerikaanse dollar het 9 sent gewen teen die rand, dit kos nou R16.27. R21.09 vir die pond en R19.31 vir 'n euro. Hier is die Suid-Afrikaanse beursaanwysers voor die opening van die JSE vanoggend. Die indeks vir alle aandele begin op 54.673. Die hulpbron-indeks is op 55.438, industriële aandele op 72.558 en die finansiële indeks begin op 9.841. Die goudindeks staan nou op 5.364 en 'n fyn ons goud kos $1.953. 'n vat Brent olie verhandel teen $43.06. Platinum staan nou op $941 en dan die R106 staatseffek is op 7,17. Die R209 is op 10,69. Een Naspers aandeel kos R2.895, dis R13 minder as Vrydagoggend. Statistiek oor die toestand van die Suid-Afrikaanse sakewêreld word omtrent 9:00 verwag en voorspellers sê daar gaan 'n afname wees in Julie, dit in vergelyking met Junie. Dit is eers die nuus op die markte, luister gerus weer môreoggend na die potgooi vir onafhanklike ekonomiese nuus.